Dr. Christine Odie. Vanmorgen gesels ons met Dr. Christine Odie oor hemelvaart en miskien meer besonderlik sy praatjie oor die impak van hemelvaart. Christo, voordat ek in woord stel, weet tradisioneel was hemelvaart dag, 'n vakansiedag, en vandag lê die onus op ons as Christene om dit ons eie en goeie betekenis en regte plek in ons lewe te gee. En dis nie meer beklemtoon deur 'n vakansiedag nie, ek weet nie asof ons toe dit vakansiedag is, ons het waarskynlik genoeg waardeer het en gebruik het as 'n dag wat ons werklik aan hemelvaart gedink het nie. En of het maar net 'n afdag was, nie te gaan werk het nie. Maar so sê vir op môre, en baie dankie dat jy met ons praat oor hemelvaart. Ja, goeiemôre Willem en goeiemôre aan die luisteraars. Dis 'n interessante dag. Eintlik moet ons praat van hemelvaart as donderdag, as die vakansiedag en nie Sondag nie. So donderdag was dit hemelvaartdag. En dis interessant dat dit wêreldwyd gevier word, hierdie hemelvaartdag. En die berekening lê so dat dit so die 40ste dag is na Paasondag. Daar begin die telling dan daarvan, en dan Pinkster Sondag, 10 dae voor dit, daardie donderdag, is dan die hemelvaartdag. Dis soos dit uitgewerk word, as 'n mens nou so 'n bietjie sommetjies wil maak. So die konsep van hemelvaart word in verskeie godsdienstige tradisies natuurlik aangetref. Selfs die Christendom en in Islam. Ek gaan nou nie te veel oor Islam sê nie, ek weet 'n bietjie min daarvan. Maar in die Christelike teologie verwys dit na Jesus se terugkeer na die hemel en na sy opstanding. En hierdie gebeurtenis word eintlik in die Bybel vir ons beskrywe. Ons lees daarvan in Handelinge 1 en ook in Lukas 24 en Markus 16. Waar Jesus voor die oë van sy disippels opgeneem is deur 'n wolk. En dan die hemelvaart dui eintlik op die verheffing aan die regterhand van God. Daardeur is sy goddelike gesag word bevestig, en dit is die voltooiing van sy aardse sending. Dis min of meer die omvang en die rede vir die hemelvaart en die belang daarvan dan ook vir ons in hierdie tyd waarin ons lewe. Ja, interessant dat jy dit noem, jy weet die terugkeer na die hemel. As die mense net sê hemelvaart, dan klink het, jy weet, of Jesus, hy gaan hemel toe, maar eintlik gaan hy terug hemel toe. Hy kom daar vanaf. Mens moet eintlik jou kop mooi reg agter die hele konsep kry. Ja, dit is so, en ek sal graag vandag se praatjie wil begin met 'n storie, 'n verhaal, en ek sal dan, as ons dan die verhaaltjie lees, dan sal ons dan so 'n bietjie in die konteks inkom van hierdie, en dan kan ons dit 'n bietjie verder bespreek dan ook. So, ek sal begin deur te sê, die son het oor die heuwels van Betanië begin sak, en die goue skakerings oor die land gewerp. 'n Klein groepie van Jesus se volgelinge het by die Olyfberg bymekaar gekom, hulle harte gevul met verwondering, hartseer en afwagting. Na 40 dae na sy opstanding, het hy, Jesus, tussen hulle geloop, hulle geleer oor die koninkryk van God, en sy oorwinning oor die dood bewys. Maar nou het die oomblik aangebreek. Jesus het na hulle toe gedraai, sy oë vol deernis en onwrikbare sekerheid. Moenie bang wees nie, het hy gesê. Die Heilige Gees sal oor julle kom, en julle sal my getuies wees, hier in Jerusalem, in Judea, in Samaria, en tot aan
die eindes van die aarde. Terwyl hy sy hande in seën opgehef het, het 'n sagte bries deur die olyfbome geroer. Die disippels het met ontzag gekyk hoe Jesus opgehef is, hoër en hoër, totdat 'n stralende wolk hom toegevou het en hy uit hulle gesig geneem was. Vir 'n paar oomblikke was daar stilte. Petrus, Johannes en Maria het stil gestaan en na die hemel gekyk. Hulle gedagtes het gesukkel om die misterie wat voor hulle ontvou het te begryp. Toe, skielik, verskyn 2 mans in skitterende wit klere. "Hoekom staan julle en kyk na die lug?" het een van hulle gevra. "Hierdie selfde Jesus wat van julle na die hemel geneem is, sal terugkeer op dieselfde manier as wat julle hom sien gaan het." Die woorde bring nuwe begrip. Die hemelvaart was nie 'n einde nie. Dit was 'n begin. Jesus het na sy Vader teruggekeer, maar sy sending het ook hulle sin geword. Hulle dra sy boodskap, sy liefde en sy belofte. Toe hulle terugstap na Jerusalem, het vreugde droefheid vervang. Hulle sou nie alleen wees nie. Die Gees sou binnekort oor hulle kom en die wêreld sou nooit weer dieselfde wees nie. Hierdie verhaal weerspieël die essensie van die Hemelvaartdag. 'n oomblik van vertrek, maar tog 'n kragtige oorgang na iets groters. En ek dink Willem, dit help ons dan net om so bietjie in die konteks in te kom en net so bietjie by gebeure stil te staan en te sê, "Tjoe, dit het regtig gebeur." Hoe sal dit nou wees as iemand hier tussen ons sommer net so begin opstyg? En hy hou nie op nie. Gravitasie het geen effek meer op hom nie. Hy gaan net aan en aan en aan. So, ek dink dit is een van die dinge wat vir ons nogal baie betekenis het. Dat die hemelvaart het Jesus as mens tussen ons uitgehaal en hom in ons kom plaas as die Heilige Gees wat ons voorberei het tot tempelwees. En ek dink dit is die hele begrip dat soos die disippels daai dag besef het, maar dis die oorgang na iets groters. En dit is wat die hemelvaart dan vir ons inlei. As jy hierdie storie vertel, weet, daar's soveel aspekte wat na vore kom. Dis die gelowiges wat sien wat gebeur, so daar's getuies, dis 'n werklike gebeure wat, ek wil sê, as dit aan 'n hof beskryf moet word, daar genoeg getuies is om te sê, maar dit het gebeur. Kyk, hier's getuies, hier kom hulle, elkeen, en hulle bevestig die een, die ander, sy verhaal, sy eienskappe van die verhaal. En dan is daar ook die 2 mans in wit klere, wat ons eintlik, ons weet dit het gebeur, maar ons lees dit so min, dat ons half soms daaroor leer. Hulle kom met 'n besondere boodskap, wat jy nou gesê het, jy weet, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hy kom weer terug. En natuurlik daarmee, toe jy dit nou sê, Christo, toe dink ek, maar dit is ook vir ons 'n baie groot waarskuwing. Hy kom weer terug. Aan die een kant, ons as gelowiges moet weet dat hy van ons kom rekenskap eis wat ons met hierdie kennis gedoen het. En ander wat niks daarmee gedoen het nie, gaan hy gaan vra, wat het jy daarmee gedoen? En as jy niks gedoen het nie, dan moet jy weet, jy gaan ook moet rekenskap doen van jou onwilligheid om iets daarmee te gedoen het. Maar ons kan dit nie vir onsself hou nie. So hier's 'n klomp fasette wat eintlik sommer net met hierdie een klein stukkie
verhaal in die Bybel so net vir ons weergegee word, dat Jesus weggegaan het, en jy weet, Christo, as jy dit sê, hy's tussen ons weggeneem, dan klink het so half kras, jy weet, maar dan kom die volgende deel, maar nou het ons God binne in ons. Nou is hy nie meer net tussen ons nie. Wat 'n wonderlike verandering, wat 'n wonderlike openbaring van God nog nader aan ons. Dis nie net van ver of ons hoef nie net by Jesus te wees om te hoor wat hy sê nie, maar ons kan enige plek wees en die Heilige Gees se inspraak is by ons en met ons. 'n fenomenale skuif wat hier gebeur. Ja, Willem, wanneer ons regtig waar nou hierdie dinge wat jy nou so uitlig, wat in die verhaal was en een van die slotsomme waartoe ons gekom het, natuurlik dat hy tussen ons uit is en nou in ons is, dis ongelooflike gebeurtenisse en ons raak maklik so gewoon daaraan dat ons praat van die Heilige Gees in ons, dat ons nie besef dat dit op 'n stadium nie so was nie, dat dit op 'n stadium eintlik vir die disippels 'n gebeurtenis was wat hulle beleef en ervaar het, sodat hulle met groot oortuiging dan kon sê, daar het dit nou net gebeur. Die geweldige rukwind, die tonge van vuur, die verligting van binne, die warmte, die entoesiasme, die waagmoed en die onuitspreeklike vreugde waaraan hulle was, dat hulle nie anders kon as om oor te borrel van hierdie Heilige Gees se liefde wat binne in hulle was, dat hulle dit wil aangee na die wêreld toe nie. So dit is so, dit is wat met die mens gebeur het. Wanneer ons so 'n bietjie kyk na Jesus, hy is bo ons geplaas, om alles in die hemel en op aarde onder sy wakende teenwoordigheid te plaas. So met sy opgaan, het sy rykwyte weer teruggekeer na hierdie wakende teenwoordigheid wat die hemel en die aarde onder was. So hy is weer terug nie na sy posisie in terme van langs die Vader nie, maar die Vader het aan hom alle mag gegee in die hemel en op aarde. So sy wakende teenwoordigheid het hierdie mag waaroor hy beskik, om dan te kan beskik oor alles wat in die heelal plaasvind en besig is om te gebeur. En dit is vir my een van die wonderlikste dinge wat 'n mens ooit kan aandink, en dit is dat Jesus weer in sy posisie met 'n wakende teenwoordigheid van liefde omgee, maar soos jy ook sê, regverdigheid dan ook teenwoordig is in die heelal. Christo, nou, kom ons plaas net bietjie, of plaas jy vir ons net hemelvaart. Ons het nou net 'n tydjie gelede ernstig onder die indruk gekom van Paasnaweek en die gebeure van die kruisiging van Goeie Vrydag, van Opstanding Sondag. En nou is ons by hemelvaart, en een van die dae gaan ons, of volgende week kan ons praat oor, miskien 'n bietjie meer oor Pinkster, wat die uitstorting van die Heilige Gees wat jy nou net aangeraak het. Is die een belangriker as die een gebeurtenis, of hoe moet ons dit sien? Hoe kan ons dit evalueer, wil ek vra? Willem, die mense, die teoloë, sien hierdie as 'n siklus en nie noodwendig een belangriker as die ander nie. Was daar nie 'n geboorte nie, dan sou daar nie 'n kruisiging gewees het nie. Sou daar nie 'n opstanding gewees het nie. Maar was die kruis nie daar nie, dan sou die opstanding nie nodig gewees het nie en die geboorte nie nodig gewees het nie. So met ander woorde, in plaas daarvan dat 'n mens hierdie alles sien as 'n rangorde van belangrikheid, kom ons praat van 'n ketting met sirkels. 'n Sirkelketting met skakels, en elke skakel is nodig om hierdie sirkel te voltooi.
So in plaas daarvan dat 'n mens, die ding is belangriker as daai ding, natuurlik is die kruisiging, die versoeningsdaad, die belangrikste, maar om tot daar te kan kom, het ons 'n klomp ander gebeure en gebeurtenisse nodig, om dit te kan voltooi. So daarom sien hulle dan die feit dat Christus gekom het, in die mens gebore is, daar het dit alles begin, dis die raakvlak, dis die instap in die geskiedenis van die mensdom, waar God dan gekom het, en sy goddelike voetspoor in die vorm van 'n babetjie tussen ons kom plaas het, en toe stap hy saam met ons, die grootword jare, die disipel maak jare, en dan uiteindelik die kulminasie van sy geboorte, die kruisigingsgebeure, en dan kry ons dan die wonderwerk, dat wanneer ons praat van Christus, dan sê ons vir mekaar, hy het uiteindelik dan ook gekom en die dood oorwin, en dan staan hy op, en met alles wat dit gebeur het, en dan kom ons en ons sê, nou maar goed, sy sending op aarde is voltooi, maar sy sending is nie voltooi nie, net sy aardse sending is voltooi. Daarom moet hy teruggaan en moet hy in die hemel gaan en sy sending voortsit. Nie een van ons as mense op aarde het Jesus se sending oorgeneem nie. Ons werk net saam met hom aan sy sending, en dit is om so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Dis die sending van Jesus. Ek en jy is deel daarvan, ons word deel daarvan, omdat ons gered is, omdat ons opgeroep is, toegerus is met die Gees, om dit dan ook te kan doen. En daarom is Pinkster dan die voltooiing van die sirkel, om die sending van Jesus te kan help voltooi hier op aarde, deur ons medewerking aan Jesus wat besig is om te werk. En dit dink ek is miskien die manier hoe 'n mens dit kan verklaar, in plaas daarvan dat 'n mens 'n rangorde van 1, 2, 3, 4, 5 gaan plaas en sê, maar kom ons dink aan 'n sirkel met skakels, en dat elke skakel was nodig om uiteindelik hierdie sirkel te voltooi. As ons hemelvaart herdenk, dan is dit, kan ons sê, die einde van Jesus se werk en teenwoordig wees op die aarde tyd, en dis, hoe het jy gesê, terugkeer na sy hemelse woning, natuurlik aan die regterhand van God die Vader, weer waar hy oorkoepelend en met verdere mag, want die Here gee nou vir hom al die mag om te heers oor lewe en dood, as ek reg verstaan. Ja, Willem, ek dink wat vir my opvallend is oral waar Jesus teenwoordig is, beheer hy. Toe hy aarde toe gekom het, het hy gekom en het hy water beheer. Hy maak water wyn, hy loop op water, hy maak water tot stilstand, dat hulle kalm word deur die see, deur die wind aan te spreek en te sê, gaan lê. Maar dan kom hy ook en hy beheer die dood, deur ander dooies op te wek en siekes gesond te maak. En hy stap deur 'n toedeur, 2 keer. So met ander woorde, daar's geen begrensing op aarde wat hom kan uithou nie. En dis nogal wonderlik om dit te weet. Psalm 139 sê, ons kan nêrens heen hardloop vir die Here nie, hy kom orals. En dan kom die Here Jesus en hy wen gravitasie, 'n eintlike onmoontlikheid. En hy kom en hy word net opgelig. So met ander woorde, Jesus beweeg in 'n ruimte in van tydloosheid en ook onbeperktheid van ruimte. So die hele tyd is die Here Jesus besig om hierdie ding vir ons te demonstreer op aarde, en dan keer hy terug na die posisie van al die voorbeelde wat hy vir ons agtergelos het, gaan hy en hy gaan sit sy heerserswerk voort. Johannes 1 sê vir ons, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, en hy het alles tot stand gebring.
En dit moet vir ons sê wie hierdie Jesus regtig is. Dat hy die ene is wat alles tot stand gebring het en dat hy nog steeds besig is met die herskepping van dit wat tot stand gekom is. So met ander woorde, dan kom hy in hierdie heersersposisie langs die Vader en het hy alle mag ontvang vir die omvorming van verlore mense tot geredde mense met die ewige lewe binne in hulle en die vermoë wat hulle kry om daarheen te groei. En dit is eintlik waarmee Jesus dan nou besig is wanneer ons aan hemelvaart dink, dat hy daai taak verder gaan volvoer het om ons uiteindelik na die ewige lewe toe te laat groei. Net weer terug na jou beskrywing van waar Jesus gaan beheer hy. Ja, soos die water in wyn, of watter wonderwerk hy ook al doen. So, niks is vir hom onmoontlik nie, maar die stuk genade wat ek dan hoor is, vir hierdie tydjie wat hy op die aarde was, hierdie 30 of 33 jaar wat hy op die aarde was, het hy dit vir ons fisies kom wys, ek wil amper sê waartoe hy in staat is. En hy gaan dit voortsit in die hemel, net soos wat hy dit voorheen gedoen het. Maar hier is 'n bevestiging dat hy God is. Hy doen hierdie goed. En ons hoor dit ook, die skrifgeleerdes, die fariseërs en ander mense sê, dis net met God se krag wat iemand sulke dade kan doen soos wat hy dit doen. Dis eintlik fenomenaal dat ons die beheer van God oor materie en dinge so duidelik kan lees en beleef en ander ouens se getuies kry, en nou weet ons, hierdie selfde God. Weet jy, toe jy dit nou sê, Christo, dat hy opgevaar het na die hemel, klink baie goed, maar toe jy sê, uiteindelik net die grense van wat is dit, die gravitasie mag oorkom. Hy is nie meer onderwerp aan daai krag nie. Hier vaar hy op. Jy weet, op 'n stadium het ek gedink, die wolk het hom kom optel. Toe besef ek maar, 'n wolk is leeg, maar ons hoor dat 'n wolk, net soos by die tempel, iets van die heiligheid van God bedek het. En toe besef ek, waarskynlik is dit meer hier waar God aarde toegekom het, en hy gaan weg, en hy gaan na sy hemel toe. Daar waar hy heen gaan, kan ons nie met ons menslike oë sien nie. Ons sal verdwaas wees, ons sal blind word, ons sal dood wees. En daarom dink ek, kom die wolk en hy maak daai heerlikheid toe, dat die mense wat daar staan en kyk, nie die volle glorie kan sien waarheen hy gaan en wie hy werklik is nie. Dus, miskien dink jy is iets daarvan, of het die wolk maar net gekom om hom op te tel? Willem, die wolk het nie eintlik 'n funksie, want Jesus is besig om op te styg voor die wolke hom bereik, of hy die wolke bereik. En ek hou baie van jou gedagte van dat miskien word die Here al hoe meer God, hoe verder hy weggaan van die aarde af, om weer in sy heerlikheid in te beweeg as die God van die heelal. En daarom kan ons dit nie aanskou nie, en help die wolke ons eintlik om te kan bly lewe, soos jy sê. Want juist vir Abraham het God gesê, jy kan my nie sien nie. As jy my gaan sien, gaan jy tot stof wees. So hy het sy hand voor die rots gehou, sodat hy hom nie kon sien nie. Hy kon hom van agteraf sien nie. Ons vat 'n bietjie saam, Christo, en hoe wil jy gelowiges bemoedig, aanmoedig om die betekenis en die dag van hemelvaart te onthou? In die lig daarvan dat ons miskien, en ja, ons is ouer, so ons onthou nog die dae toe dit 'n vakansiedag was. En dit het ook maar net so verbygegaan, maar deesdae is dit nie eers 'n vakansiedag nie, is doodgewone werksdag, en ons moet as Christene hierdie, nie net dag nie, maar hierdie tydperk in herinnering roep, dat die
einde van Jesus se werk op die aarde aangebreek het en dat hy na die hemel toe opvaar. Hoe gaan ons dit in balans kry vir onsself as kerk, as gelowiges? En daar's 4 dingetjies wat ons kan onthou, Willem. Die eerste ding is, Jesus met die hemelvaart bevestig sy goddelike natuur en sy posisie. Die tweede ding is, hy het sy verlossingswerk kom voltooi. Daarom kan hy opvaar. Die derde ding is, hy sê vir die kerk, gaan dan heen. En wanneer hy dit vir ons sê, dan sê hy eintlik vir ons, gaan vertel wat gebeur het. Ja. En dan die vierde ene is, dat hy gaan weerkom. So daai 4 dinge, dink ek, help ons om hemelvaart aan vas te hou, as iets wat vir ons betekenisvol kan wees. Dankie Christo, ja, dis 4 lekker temas, gedagtes. Kom ons herinner mekaar ook, jy weet, die tyd van hemelvaart, 'n spesiale tyd. En dis dan ook die tyd wat ons dan weet, die tyd wat ons in die kerkjaar ook, as hier vanaf tot oor 'n week of so, van 10 dae, die tyd van Pinkster, voor die uitstorting van die Heilige Gees beleef. Laat ons dit geef ons 'n lekker momentum elke jaar om hierdie dinge te beleef in die kerklike jaar en in 'n herdenking te roep en in ons geestesoog weer te sien. Christo, 'n laaste woord en 'n kontaknommer asseblief. Ons sluit af met hierdie volgende seënbede. Met die kruis agter ons, met die kroon voor ons, met God onder ons, met Christus bo ons, met die gids in ons, mag ons geseënd wees. Julle kan my kontak 082 785 1106. Christo, en baie dankie. Dankie vir hierdie mooi seënbede. Vir jou ook in hierdie week en die res van jou lewe. Tot 'n volgende keer. Dankie, totsiens.